This is his heartbeat, 103.9 FM. Ja, ingeskakel by Hiesart vanmôre tussen 9 en 10 en dan ook natuurlik Vrydag is ons weer terug tussen 9 en 10. En tans doen ons 'n segment in ons program wat ons noem Stories vir sy glorie. En Anneke en Nel, welkom by Heartbeat FM vanmôre. Dankie. Is lekker om jou hier te hê. Dis lekker om hier te wees en om my storie te kan deel. Ja, dit is altyd amazing want ek sit in hierdie kant van die tafel en dan hoor ek soveel wonderlike stories wat mense vertel. En dis net vir my is dit ook geloof opboudend en selfs vir ons luisteraars en ons kykers reg oor Suid-Afrika, reg oor die wêreld kyk mense en luister na hierdie getuienisse. So dis vir my 'n voorreg vanmôre om saam met jou te wees. En laat ons bietjie praat oor jou storie vir sy glorie, maar kom ons bid net eers. Vader, ons dank U vanmôre dat die regte persone sal ingeskakel wees. Selfs hulle wat kyk aanlyn, Vader, ons bid dat hierdie storie werklik waar vir U glorie sal wees en werklik harte sal aanraak reg oor ons land en ook internasionaal, Here. Heilige Gees, ons vra dan nou dat U vir Anneke versterk, dat U vir haar lei, dat U vir haar sal sê wat om te sê en wanneer om dit te sê en hoe om dit te sê. In Jesus se magtige naam, ons prys U en ons loof U. Amen en amen. Amen. Nou ja, as jy al geluister het na Stories vir sy glorie, dan weet jy die eerste vraag is oor jou kinderjare. Vertel net vir ons so 'n bietjie van jouself en jou kinderjare. Ja, so ek is gebore as Annelie Hamman in die Kaap en ek het groot geword as Anneke Grobler in Durban. Met dit obviously, ek was aangeneem as 'n babatjie en met 'n baie liefdevolle ma en pa wat ons van die Here geleer het en ons het regtig waar die beste kinderjare gehad. Ons het nie geweet wat dit is om te worry oor enigiets nie. Ons was sorgvry en ons het buite rond gehardloop. En ja, ons was elke Sondag kerk toe. So ek het groot geword met die wete van wie die Here is. Of althans sal ek sê ek het gedink ek het groot geword met alles wat ek nodig gehad het. Maar ja, as 'n kind was ek op 13 het ek uitgevind dat ek aangeneem was. So dit was 'n baie moeilike ouderdom en alles was klaar deur mekaar en jy weet nie waar pas jy in nie. En so daar het alles begin om 'n bietjie haywire te gaan, sal ek maar sê. Okay. So ja, dit is nou my jonger kinderjare. So. Ja. Ja, so jy het groot geraak in 'n, jy kan sê Christelike omgewing, Ja. maar die ding wat jou geslaan het is toe dat jy aangeneem het. Yes, en dis waar ek my eerste, sal ek sê, die eerste keer verwerping ervaar het. Nie noodwendig presies geweet wat dit is en wat dit impak dit in my lewe vorentoe sou hê nie, maar dis waar ek begin wonder het, maar hoekom was ek nie goed genoeg nie, hoekom wou sy nie my hou nie en al daai goed. So al daai vrae het in 'n mens se kop gemaal en dit het natuurlik 'n negatiewe uitwerking gehad in my selfbeeld en ook hoe ek myself gesien het. Ja, so dit was... Wat het toe verder gebeur? Wat was die effek daarvan? So, obviously in my hoërskooljare was ek nou maar baie, ek het baie gepraat, maar ek was baie teruggetrokke, so ek het 'n baie lae selfbeeld gehad oor die algemeen. En na skool toe kon ek nie werk kry nie, en op die ou einde het ek by die vloot aangesluit. Ek wou nie regtig daar gewees het nie, ek wou teruggekom het huis toe, maar omdat my ouers bietjie finansiëel gesukkel het, het hulle gevra ek moet asseblief bly, jy weet, om net om te help met die finansiële druk wat op hulle was. En ek dink daar het ek my tweede tipe van verwerping ervaar van my ouers af. Ek dink nie hulle het dit noodwendig so bedoel nie, of dit was nie hulle bedoeling gewees nie, maar daar het dit 'n hele down spiral gevat en ek het obviously in die vloot begin drink, begin party, net losbandig begin leef. Sure. En ja, dit was net gaas. Ja. Ja. Ja, ek dink dis amper half natuurlik as jy weet uit die huis uit is, uit
uit die toesig uit is, dat jy dan nou half uitbreek en dan Ja. wat ook al ek dink in jou dieper wese is, wat jy voel, begin dan te manifesteer en baie kere is Ja. drank of dwelms amper half die teenvoeter of die verdoofmiddel wat baie mense gebruik. Ja, want dit laat jou goed voel op daai oomblik. Jy voel jy's in 'n crowd, jy word aanvaar, jy word jy's geliefd, maar eintlik is dit net die teenoorgestelde wat gebeur. Mense vat eintlik advantage van jou sonder dat jy dit besef. En dis toe obviously wat gebeur het. Ek het soos ek sê losbandig geleef en ek het swanger geraak op die ouderdom van 20. En ek het gesê dat ek nie my familie die onreg wil aandoen om die kind te hê nie, want dit is 'n skande op die familie. En op daai tyd was ek nog in die Kaap, maar ek was toe verplaas Durban toe. Ek het in my ma se huis gebly en sonder hulle wete het ek 'n abortus gehad. Sure. Dit was die moeilikste ding gewees om te doen in my lewe, dink ek. Maar op daai stadium het ek nie geweet wat die langtermyn effek gaan wees op my geestelike lewe nie. Wat die impak dit gaan hê op hoe ek na God kyk en my verhouding met die Here nie. En daarso het ek basies net heeltemal weggedryf van die Here af. Ek het geweet wat ek gedoen het is verkeerd, in my oë het ek moord gepleeg. En die Heilige Gees was nooit regtig gekommunikeer oor wat sy doel is en hoe hy ons kan help en hoe ons vrygemaak kan word deur Jesus se bloed nie. Ons het geweet van die kruisiging, ons het geleer van die kruisiging, maar ek dink nie ek het die regtige impak verstaan van wat Jesus vir ons kom doen het aan die kruis nie. En daar het ek, na dit het ek maar net aanhou in sonde leef en maar net gedink, wel, ek het nou moord gepleeg, God gaan my nie vergewe nie, dit staan in die 10 gebooie. Sure. En ja, en dit was 'n moeilike klompie jare om in die huis te bly sonder my ouers het niks geweet nie. Hulle het niks geweet nie. Niemand het geweet in my familie nie. Inteendeel, ek het my ma eers 2 jaar terug hiervan vertel. Sure. So ja, dit was nogal 'n baie moeilike ding gewees om te doen, maar op baie oomblik het dit soos die regte ding gevoel. Want dit is mos nou legal en dit is maklik om dit te doen. Maar ek dink die geestelike impak wat dit maak op 'n mens, die fisiese impak, die emosionele impak, is soveel groter as wat 'n mens eintlik kan dink. Ja. Daar's soveel ander maniere en dinge wat 'n mens kan doen en hulp kry. En nie om in daai rigting in te gaan nie. Sure. Ja, ek dink dis soos jy sê, jy weet jy kom onder druk want jy sê vir jouself dat kyk hierdie gaan 'n skande wees. Jy in jou gemoed is jy besig om al dit te sien hoe mense praat agter jou rug, hoe dit die familie affekteer en hoe almal teen jou draai en daai tipe van ding en dan kyk jy na die 2 besluite. Die een is 'n geheim, niemand gaan weet nie. En op daai stadium as jy na die 2 kyk, dan lyk dit vir jou asof dit eintlik die opsie is abortus. So dan vat jy maar daai opsie. Ja. Maar jy besef nie dan wat eintlik aan die gang is en hoe jy eintlik daaroor voel nie, want op 'n subconscious level het jy hierdie oortuiging in elk geval in jou hart, soos jy sê, nou voel jy soos 'n moordenaar en nou voel jy ver verwyder van God en dan dink jy by jouself, wel, ek het nou al klaar dit gedoen of dat gedoen en dis maar so met enige iets wat in ons lewe inkom, of dit nou verslawing is of dit nou is wanneer jy iets doen wat jy gedink het jy sal nooit doen, so steel of wat ook al, want dwelmverslaafdes val in steel. Ek weet ek het in steel geval, dan steel jy goed en dan voel jy wel, jy weet die Here sal jou in elk geval nie nou weer terugvat nie, so dan gaan jy net al hoe erger en erger en erger, sonder om eintlik te deel met wat is die wortel van die probleem. Ja. En met dit het ek, obviously was ek weer toe terug verplaas Kaap toe, en daar het ek 'n buiteegtelike verhouding met 'n man wat getroud was aangehad. Sure. En ek het 'n kind saam met hom gehad. En
dit was soos op baie stadium in my lewe het ek net gevoel, dis die enigste liefde wat ek kry. So ek het dit gevat. En ek het geweet dit is verkeerd, subconsciously, en ek het geweet dit is verkeerd, maar dit het tog so reg gevoel. En dis liefde. Maar dit was nie liefde nie, dit was last, om dit eerlikwaar te sê. Liefde is nie net om saam met iemand te slaap nie. Liefde is soveel meer, en 'n mens verdien soveel meer. En ek het wonderlike dogter, sy's 25 jaar oud nou. En ek was openlik met haar gewees ook oor al die goed wat voorheen gebeur het. En toe ek ook in die vloot was, het hulle vir ons gesê, want ek was 'n enkel ma op daai stadium, so my dogter moes saam met my partykeer as ek aan diens was gegaan het, so dit het 'n issue begin raak. Ek het eventually na 10 jaar die vloot gelos, teruggetrek huis toe na my ouers toe. Maar nog steeds het ek nie besef wat die wortel was van al hierdie goeters wat in my lewe gebeur het nie, en ek het nog steeds nie met die verwerping gedeel nie, en nog steeds nie gedeel met die minderwaardigheidskompleks wat ek gehad het, uit alles uit nie, want ek het gevoel, ek is nie goed genoeg nie, vir 'n man om my te wil hê nie. Met dit het ek toe my seun se pa ontmoet, en gedink, wel, hy gee aandag van my, en hy kyk na my, en maak my goed voel, en ek gaan anyway nie beter kry nie, want kyk hoe lyk ek is vet, ek is lelik, ek is nie worthy om geliefd te wees by 'n man wat in die kerk is nie. En needless to say, ons huwelik was nie altyd die beste gewees nie, en na 9 jaar is ons toe geskei. Nadat hy ook twee verhoudings met ander vrouens gehad het, so dit was soos weer eens, why am I not good enough? Hoekom is ek nie goed genoeg om geliefd te wees nie? So dit was 'n groot ding gewees in my lewe, was verwerping. En die wortel daarvan, waar dit begin het met my aanneming, sonder dat ek besef het hoe dit in my hele lewe deurgegaan het, tot en met ek eendag 'n ontmoeting met die Here gehad het. Sjoe. Ja, en dit is iets wat jou kan dryf vir jou hele lewe lank, Ja. en jy besef nie eintlik wat jou dryf nie. Dit So jy is- dink dis miskien die dwelms, ek's verslaaf van dwelms, ek's verslaaf van drank, ek gaan die hele tyd uit, ek slaap saam met mense, ek doen dit, en jy dink, dis die probleem, maar dis nie eintlik die probleem nie. Ja, As ek nou so luister na jou storie, dan kan ek nou teruggaan na daai tyd toe jy 13 was, toe jy gehoor het oor maar jy's aangeneem. En wat het dit vir jou op daai stadium beteken? Verwerping. Ja. Jou ma wie jou nie gehad het, jou pa wie jou nie gehad het nie. Dis soos jy dit ervaar het. ja, En as 'n mens nie 'n werklike ontmoeting met God het en 'n werklike openbaring het van ons hemelse Vader het, dan dink ek loop daar soveel mense vandag wat kyk en luister met Vader wonder rond. definitief. En hulle leef hulle lewe hier op die bo-vlak met allerlei aktiwiteite en dinge. Soms koop hulle huise, soms koop hulle karre, hulle maak dinge mooi, hulle maak hulle self mooi, hulle gaan ekstremisties te kere met oefening, hulle doen verskeie goed om daai aanvaarding nog steeds te soek. Dit is, ja. En dit is so met mense wat selfs nie op die radio vandag is of op hierdie programme kom nie, daar's van die rykste mense in die wêreld wat sit met dieselfde probleme. Ja, want ek het obviously toe ek nou in my 20's was 'n need gehad van ek wil weet waar ek vandaan kom. Want daai tyd ook in die vloot, as 'n mens na 'n dokter toe gaan, dan vra hulle, het jy geskiedenis van die, het jy geskiedenis van dit, dan moet jy elke keer sê nee. En dan kyk hulle jou so snaaks aan en dan sê soos, ek is aangeneem. Okay, so dit was die heeltyd 'n konstante herinnering gewees van, ek weet nie of ek weet nie waar ek vandaan kom nie. En ek het toe my biologiese ouers probeer opsoek deur die welsyn, want dit mos daai tyd closed adoptions gewees. En via die welsyn in Johannesburg het hulle toe eventually teruggekom na my toe en gesê hulle het kontak met haar gemaak, maar sy wil niks met my te doen hê nie. Sy's getroud, sy het 3 kinders. Obviously weet haar familie nie van my nie, want sy was ook bitter jonk toe sy my gehad het. Sy was 15. So dit weer eens het net die verwerping weer net nog meer en meer in 'n mens se lewe en groter impak gehad. Want nou is dit vir die tweede keer is jy deur dieselfde persoon
verwerp, wat jou nie, is like, maar hoekom nie? Ek wil nie jou vervang, ek wil nie my ma vervang nie, ek wil net eintlik gehad het, sy moet weet, ek het okay uitgedraai. Ek het in 'n liefdevolle huis groot geword, ek is okay. Dit was my eintlike doel met hoekom ek wou uitreik. Nie omdat ek haar lewe wou omvergooi nie, maar dit het natuurlik die negatiewe impak gehad in my lewe, want ek het nog nie die Here op daai stadium in my lewe regtig geken nie. Ek het gedink ek het, maar dit was meer 'n oppervlakkige verhouding, jy weet, waar jy vir iemand sê jy's lief vir hulle, maar jy wys nie jy's lief vir hulle nie. So daai tipe verhouding. Godsdienstbasis, Ja. Godsdienstig. Yes, ja. So dit was basies waar ek was vir baie lank in my lewe. Totdat ek na my egskeiding actually, terwyl ek by Soteria in die band gedien het, ek het help met die media seker nou al vir 9 jaar. Sure. En terwyl ek daar in Soteria ingestap het, is dit die eerste keer waar ek gevoel het, I actually belong. Hier is mense wat omgee vir my, hier is mense wat regtig genuinely 'n pad saam met my wil stap. En daar het my journey begin om healing te kry, en om te begin besef, but you know you are worthy. Ja. Ja, ek dink die kerk het geweldige krag en Definitief. jong meisies wat swanger raak of mense wat op hierdie rand staan van 'n besluit neem wat hulle moet neem, wat hulle voel hulle moet nou dit neem. Ja. Die plek waarin ek sou hardloop is die kerk. Yes. Nie die gebou nie, maar die mense. En ek praat van die lewende, waaragtige kerk van Jesus Christus, die geesvervulde kinders van God wat regtig waar die liefde van Jesus kan demonstreer. Want ek het dieselfde ding ervaar in die kerk. Dit is, jy kom huis toe. Ja. En soveel mense, ek bedoel ek het nou die dag statistiek gesien, ek weet nie presies wat dit vir Suid-Afrika is nie, maar dit is soos 90% van alle mense wat in die tronk sit is vaderloos, en hulle konnekteer dit aan vaderwonde. Toe ek nou die dag by die tronke kursus aanbied, 70x7 oor vergifnis, toe daai groot ouens gehuil soos babas daar, omdat mense loop met wonde, en dan dink hulle kan dit uitgesorteer kry deur te drink, deur dwelms te gebruik, miskien 'n beter verhouding te hê, 'n man te soek, 'n vrou te soek, kinders te hê wat dit gaan verbeter, 'n werk, 'n loopbaan studeer of wat ook al hulle dink, en dan daai oplossing wat ons soek is binne in Christus. Ja, ek hoor jy praat nou van die 70x7 kursus. Ek het dit self gedoen by ons kerk, en jy soms dink jy nie actually aan, wow, maar ek moet eintlik hierdie persoon vergewe vir wat hulle aan my gedoen het, al was dit iets wat hulle gesê het, of was dit 'n aksie wat geneem was. Partykeer is dit ietsie baie klein wat 'n groter impak in jou lewe het. En na my egskeiding het ek ook die divorce care kursus gedoen. En dit het my net weer eens laat besef dat as jy nie gelukkig is in Christus en in jouself nie, en jy gaan nou na 'n egskeiding en jy gaan soek dit by 'n ander man of 'n ander vrou, jy gaan nie gelukkig raak nie. Nee. Jou geluk is in Christus, en jy moet eerstens jouself genees, voordat jy met ander mense 'n verhouding kan hê, want as jy nie genees is nie, en jy het seer, gaan jy, en inevitably gaan daai verhouding ook nie laas nie, want jy loop nog met wonde rond, en dit is so belangrik om daai wonde te genees, en ek het ook by ons kerk 'n sozo sessie, actually 2 sozo sessies gedoen, en daar nog meer diepte ingegaan oor waar eintlik, en dis wat ek uitgevind het, verwerping was my original issue gewees, waarmee ek gestruggle het, en omdat ek nie verstaan het, wat die impak is in my lewe nie, het daai klein dingetjie net al hoe groter en al hoe groter en al hoe groter geraak, want ek het nie by Christus se voete gaan sit, en vir hom gevra, om my te help met healing nie, om vir hom te vra, wys my die pad vorentoe nie. Ja, ek was aangeneem, maar ons is eintlik almal aangeneem deur Christus. Sy bloed is vir ons gestort, sodat ons, maak nie saak wat jy gedoen het nie, as jy repent,
gaan hy jou vergewe. En jy hoef nie in daai situasie van sonde te bly leef nie. Sure. Ja, jy praat van Engels het so mooi woord, daai shame. Jy weet daai ek weet nie wat is die mooi Afrikaanse woord vir dit nie, maar jy voel shame oor wat jy gedoen het. En selfs jy wat vandag radio toe kom en wat vrymoedigheid het om te praat daaroor oor wat gebeur het en so aan, dis moeilik. Baie mense sê, ek sal dit nooit doen nie, maar jy weet dit is eintlik wat jy moet doen. Ons moet onsself oops gooi op 'n tafel. God sien in elk geval alles. En daar's soveel mense wat met versteekte dinge in hulle lewe leef en dan probeer kompenseer, selfs in die kerk probeer kompenseer. En ek so mooi vir my wat jy sê, want jy praat van hierdie proses wat seker nog aangaande is. Ek weet in my lewe is dit, maar dis 'n aangaande proses. Dis 'n proses wat ons ontdek soos die Gees van die Here ons deur dit lei. Ja, want dit is daagliks is daar goed wat oor jou pad kom wat jou negatief kan laat voel, of goed wat gebeur in jou lewe, finansiëel byvoorbeeld. Na my egskeiding het dit baie moeilik gegaan, want ek het van 'n 2 inkomste na 1 inkomste huis gegaan, wat nie 'n baie groot inkomste was nie, en ek moes leef daarop, ek moes my kinders deur die skool sit. Maar tog het die Here, selfs toe ek nog nie 100% met hom gewandel het nie, het hy voorsien. Elke liewe keer is daar, as ek gedink het, ek weet nie wat ek kan doen nie, hoe gaan ek hierdie maand kos kry, hoe gaan ek hierdie maand krag kry, hoe gaan ek het toe nog 'n kar gehad, hoe gaan ek die kar het gebreek, dan het iemand oor my pad gekom, en net gehelp. En later van tyd, nadat het ek begin besef, maar wow, dit is nie die Here. Hy weet wat ons benodig, nog voordat ons hom gevra het. Hy wil net met ons 'n verhouding hê. En wat is 'n verhouding anders te behalwe om met iemand te gesels? Jy gaan nie iemand kan leer ken as jy nie met hulle gesels nie. So, gesels met God. Ons dink baie keer om te bid is net, dit moet so rigied wees. Maar dis eintlik 'n geselskap wat jy met die Here aan het. Jy weet, vertel hom van jou dag as jy moet. Want hy luister, en hy wil luister, en hy's daar. En ek dink dit is so belangrik, dat 'n mens het besef, dat mense gaan jou nie gelukkig maak nie. Mense wat partykeer jou afbreek of afdruk, is juis ongelukkig in hulle self. En hulle wil juis jou laat sleg voel, sodat hulle kan beter voel. Maar God is altyd daar. Die Heilige Gees is by jou. As jy voel, jy moet net, jy weet, gaan net iewers heen gaan, as sit jy in die badkamer, sê die Here help my, ek weet nie wat nou nie, hoe hanteer ek hierdie situasie? En ja, partykeer friek 'n mens nog 'n bietjie uit, en jy stres nog oor goeters, dis menslik, dit gebeur, maar net om weer rustig te kan raak, en dan net daai aand vir die Here te sê, Here, ek het nou vandag heeltemal verkeerd hanteer, jy weet, en dit is net, hy is net daar. Sure. Anders kan ek nie sê nie, so ek het ook verlang gewerk by 'n plek, en ek het ander werk begin soek, want ek het gevoel ek is tot meer in staat. En ek het gesoek en niks het gebeur nie, en toe eventually toe sê ek, Here, U ken my hart, U weet wat my begeerte is, ek gaan nie meer soek nie. En 3 maande later toe daar 'n werk na my toe gekom, ek het dit nie gaan soek nie. Sure. Ek werk nou al 8 jaar by die maatskappy, en ek is onlangs 'n promosie aangebied. En ek het so jaar terug vir 'n vriendin gesê, as ek net soveel 'n maand, net 'n bietjie meer kan kry, dink ek sal ek okay wees. Dan sal ek nie hoef te vra, sussie help my met hierdie of so nie. En dit is die presiese bedrag wat ek genoem het vir daai persoon, wat my aangebied is saam met die promosie. En hoe anders kan ek net sê, but God is so faithful. And if you just wait, His timing is perfect. Hy weet presies wat jy nodig het, wanneer jy dit nodig het. Ons is partykeer impatient. Ons wil 'n ding nou hê. Maar God weet jy dit nie nou nodig nie. Sure. Ja. So hoe lyk jou verhouding met die Here? Wel, ek gesels met hom wanneer ek kan. En
obviously ek wil hom meer leer ken deur die woord. En die woord is so belangrik om te bestudeer, nie net te lees nie, om te lees, en te verstaan wat in die woord staan. Soms lees mense skrif en dan sê jy soos, ek verstaan dit nie eintlik nie, dit maak nie vir my sin nie. Maar dan paar weke later lees jy daai presies dieselfde skrif en dan sê jy soos, oh wow, dis wat, maar dis omdat dit op daai tydstip dalk bedoel was om vir jou 'n boodskap uit te deel op daai oomblik. Maar dis belangrik om altyd in die woord te staan, want die woord is tog wie God is. So ja, So jy spandeer tyd in die woord, tyd in gebed. yes. En dan soos jy gesê het, jy is betrokke by die lokale kerk by Soteria, Ja, doen media en media, ja. deel van die familie. Definitief, ja, nee, dis definitief, ek het op 'n stadium bietjie backup vocals gedoen, maar my plekkie is maar daar agter by die media, so dis vir my lekker om daar te kan sit behind the screens, soos ek so voor mense raak mense nogal nervous, dis nie waar ek gemaklik voel nie, maar dit is lekker, want as jy die dag afvoel, of jy is dalk net hartseer of iets, hulle sien dit dadelik raak, Ja. en hulle omkring jou, of jy voel nie lekker nie, jy sê soos nou die eendag het ek net nie lekker gevoel nie, en hulle het dit dadelik opgetel en begin bid vir my, en na die tyd, toe sê ek soos, okay, het ek nou nie lekker gevoel nie, dit, verstaan, dis regtig 'n familie, regtig mense wat omgee vir mekaar, en dit is vir my so wonderlik, want dis tog wat die gemeente moet wees, of die kerk moet wees, Ja. en dit is net een faset van dit, dis 'n gebou waar ons by mekaar kom, op 'n Sondag, net om bietjie samekoms te hê met mekaar. Maar in die week is ons, dink ons is alleen, maar daar's altyd iemand wat uitreik. Jy kan altyd iemand kontak, daar's altyd iemand daar, en dit is wat lekker is. Dis nie net Sondag, ons het die diens en dan gaan ons aan nie. Daar's altyd iemand wat belangstel. Ek dink die grootste ding wat die duiwel probeer doen het, is om hierdie prentjie te skets van godsdiens waar Jesus in die kerk bly en jy gaan sien hom een keer 'n week soos 'n vriend wat in die tronk is. Ja. Jy weet, en toe ek die Here ontdek het ook, toe ek ontdek, maar dis 'n lewende verhouding. Jy kan op die toilet met die Here praat, Ja. jy kan in die kar met die Here praat, jy hoef nie te wag vir 'n gebou of 'n plek nie. Yes. Jy kan uitroep, en al is jy nie waar jy moet wees nie, ek bedoel, almal van ons het dinge verkeerd in ons lewe, maar al weet jy's Sondag, roep jy nog steeds uit. Ja. Ek het met my drank asem en my dwelm asem na die Here uitgeroep en hy het my gehoor. Ja. Jy weet, so dis hierdie ding van waar ons het dit half in 'n boksie gesit, Christendom, en dit het die krag verwyder daarvan. Want Definitief. nou het ons hierdie lewende verhouding wat regtig kragtig is, want ons almal het emosies, ons het almal gevoelens, daar's daar wat ons afvoel, daar's daar wat ons sekere dinge in die gees veg, en as 'n gemeente saam en 'n liggaam saam, het ons hierdie soldate langs ons, voor ons, agter ons, wat saam met ons veg, en ons het hierdie kragtige verhouding met die Here, en dit is hoe God dit bestee het. Dis soos Jesus gesê het, ek sal my kerk bou, en die hel sal nie teen dit kan staan nie. Ja. Hierdie kerk is die lewende stene, dis ek en jy, wat hy bou, en dis hoekom soveel Christene sukkel, is omdat hulle eintlik buite daai kerk leef. Hulle leef buite die ekklesia, die called out, of die chosen children of God, waar hulle is eintlik engrafted in dit. Hulle is deel van die kerk, maar hulle leef buite die kerk, en God het soveel bepaal vir ons, en selfs wanneer dit kom by ons funksie. Jy weet, 'n hand het 'n arm nodig, en 'n voet het 'n been nodig. Ja. So ons het mekaar krities nodig. Nie net om vir ondersteuning en daai tipe van dinge nie, wat geweldig belangrik is, maar ook om ons doel te vervul. Ja, om te kan funksioneer Want as ek die gaan liggaam. preek, jy weet, ek gaan preek, Ja. dan kom ek na jou toe en ek sê, Annetjie, hier's my notas, my slides. Verstaan jy, dan moet jy dit vir my opsit. Ja. Nou as jy dit nie opsit nie, of jy kan nie, of jy's nie daar nie, dan is daar Ja. definitief 'n deel van die bediening wat platval. Ja, definitief. So elke persoon het 'n rol, en Het elke 'n rol. persoon het 'n doel. Ja, en al is jy nie daar om te kom luister na die preek of na die diens. En ek dink baie keer ook met aanbidding, dink
jy weet, mense is geneig om te dink aanbidding is wat ons doen voordat die preek is, ons sing 'n paar liedjies, maar aanbidding is 'n lewenstyl. Aanbidding is iets wat jy elke dag moet doen, dis hoe jy God uitleef, hoe sien ander mense jou, jy aanbid die Here deur jou lewenstyl, en hoe jy is as persoon. So ek dink dit is ook belangrik om net te besef dat 'n mens gaan nie net na die Sondagdiens toe om te gaan aanbid nie, jy doen dit op 'n daaglikse basis. Ja. So, ter afsluiting, enige finale woorde wat jy sal sê vir luisteraars en kykers wat miskien is waar jy was op sekere fases van jou lewe? Ja, ek sal net sê dat dit is nooit te laat nie. Dit is nooit te laat om na die Here toe te draai en vergifnis te vra nie. Dit is nooit te laat om uit te reik na iemand toe om te sê help my nie. Dis nie 'n swakheid om te sê jy het hulp nodig nie. Inteendeel, dit vat baie guts om na iemand toe te gaan om te sê ek het 'n fout gemaak, help my. En spesiaal vir mense wat dalk van jong meisies weet. Jy weet, ek dink die jong dametjies van vandag en die jong meisies van vandag is so geneig om liefde te gaan soek en dink seks is liefde. Liefde is soveel meer. En jy het nie nodig om in te gee vir enige iemand wat jou pressure om te sê, maar as jy my lief het, sal jy. As iemand daai woorde vir jou moet begin, dan moet daar rooi flikkerligte afgaan, want iemand wat jou lief het, sal jou nooit forceer om iets te doen nie. Iemand wat jou lief het, sal jou bystaan. En as jy sê nee, sal hulle sê, ek verstaan. En hulle sal terugstaan, en hulle sal jou nie pressure nie. Maar die grootste ding is, jou lokale gemeente, daar is mense wat daar is om jou te help. Moenie huiwer om te gaan. Ek dink dis vir my nie die belangrikste, skakel in by mense saam met wie jy 'n pad kan loop. En as ek sê 'n pad kan loop, bedoel ek nie net gaan en hulle bid vir jou en dis daar nie, wat letterlik saam met jou elke dag daai pad stap. Sure. Ja, so dis so belangrik. Dit is baie belangrik en die ding is jy is nie alleen nie. Die duiwel probeer vir jou sê, jy is nie aanvaar nie. Ja. God sê jy is aanvaar. Hy sê toe jy nog 'n sondaar was, het Jesus reeds vir jou gesterf. Presies. Hy het nie gewag vir jou om perfek te wees nie. As ons kyk hoe Jesus uitgereik het na die mense wat verlore was, jy die vrou by die put, wat met al die mans te mekaar was, Jesus het vir haar lewende water geoffer. Jy die man aan die kruis, wat gesê, dink aan my as jy in die paradys is vandag, te sê, jy sal in die paradys wees vandag. Jy die vrou wat gevang is, in oorspel, en Jesus het gesê, ek veroordeel jou nie, gaan in sondag nie. So Jesus het hierdie houding van, sy arms is oop. Ja. Ons sien dit in die verlore seun, wat gegaan het, en hy het alles uitgeleef, en hy het basies gesê, pa, ek wens jy gaan dood, gee my alles, en hy het gegaan. Die Vader het gewag vir hom. En so vandag, enige persoon wat kyk, enige persoon wat luister, weet dit, dat hy wag vir jou. Ja. Dat hy wag vir jou met oop arms en hy is daar vir jou. Hy sal jou nooit begewe of verlaat nie. Jy mag dalk afgegaan het. Soos wat Anneke vertel het, sy was toe sy jonk was sy Christelik en sovoorts, en sy het afgegaan, allerhande kante toe. Maar hy is die heeltyd besig om jou na te volg. Hy is die heeltyd besig om te klop in jou hart. Ek sien dit week na week, dag na dag hier op die radio. Elke persoon wat aan die ander kant van die tafel sit en sy getuienis vertel, dan luister ek en hoor ek myself te dink, God het geklop. Hy het geklop as mense wat hulle self probeer om die lewe bring het, dan kry hulle dit nie reg nie. Die Here hou aan met klop. Daar's mense wat hulle self om in die lewe gebring het reg gekry het, dood gegaan het en weer teruggekom het. Die Here hou aan met klop. Hy hou aan met klop, want hy wil hê jy moet kom na hom toe. Hy sê kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, want ek gee rus. Yes. En as ons dit net kan besef, as ons dit net kan ons eie maak, selfs in ons geestelike lewe, om dit elke dag te besef, man, ek moet sy juk op my neem, nie die wêreld se juk nie toelaat dat ander mense juk op my sit nie, maar ek moet sy juk op my neem, want sy juk is nie 'n juk van verslawing nie, dis nie 'n juk van misbruik nie, dis nie 'n juk van abuse nie, dis nie 'n juk van seer kry en pyn nie, dis 'n juk van lewe en lewe in oorvloed. 100%. Johannes 10 vers 10. Ja. Die duiwel se juk is steel, moord, verwoes.
Ja. En ons sien dit, en ek dink baie kere as ek so luister na die stories, dan dink ek, sê nou maar net, en ek bedoel, ek dink elke ding in die lewe het 'n doel. Hy sê alle dinge werk ten goeie mee. So selfs jy wat vandag op die radio sit, op social media sit, hierdie getuienis vertel, dis pynvol vir jou gewees. Jy's deur al daai pyn, jy's deur al daai verskriklike hartseer en smart, daai skuldige gevoelens, daai verwerping. Jy's deur al daai dinge. En 'n mens sal sê, jy kon dit vermy het, as jy op 13, toe jy uitgevind het, jy is aangeneem, miskien 'n lokale kerk ontmoet het, mense wat jou identiteit in Christus vir jou kon gee en vir jou kon sê, wie wat, jy's gekies deur die Here en jou kon opbou in dit, en dan kon jy miskien al hierdie dinge kwytgeskel het. Maar die feit van die saak is, dat elke storie is vir sy glorie. En selfs die dinge wat ons sien wat regtig ondraaglik is, dit raak 'n ander persoon se inspirasie. Ja. En dis hoekom ek vir jou wil dankie sê dat jy radio toe gekom het om jou storie te deel. Dankie dat julle dit saam met my kon deel en dat julle geluister het en as ek net 'n finale ding kan sê wat vir my so opvallend is deesdae is dat die vyand probeer ons jong mense verskriklik aanval. En ek dink dit is ons plig as ouer mense om hulle te dra, om hulle te help, om hulle op te help staan, die wat die Here volg, dat hulle 'n impak kan hê op hulle generasie en die generasie na hulle. Sure. Want ons jong kinders word verskriklik aangeval as hulle na die Here toe kom, word hulle ongelooflik aangeval by die skole. Sure. Ja, dit is, en ek dink spesiaal iemand soos jy wat 'n rolmodel kan wees van kyk, jy kan sê hoe dit is. Jy was deur dit. Ja. En ek dink wanneer 'n mens deur iets was, of dit nou 'n egskeiding is, of dit nou 'n abortus is, en of dit nou dwelms is, of wat ook al dit is, maar wanneer jy deur dit is, jy het aan die ander kant uitgekom, tot die glorie van Jesus Christus, dan kan jy vir mense wat in dit is sê, daar is hulp. Ja. Daar is hulp. As jy uitroep, sal jy sien wat ons bedoel. Dis baie moeilik om dit vir iemand te verduidelik, Ja. te verbalise, jy weet, in woorde te sit. Yes. Jy moet dit ervaar om dit te verstaan. Verstaan. En 100%. wanneer jy jou lewe gee, nie net jou hart gee nie, maar jou hart en jou lewe saam gee, wanneer jy alles gee, en jy sê, Here, ek bring alles na die altaar toe vandag, ek gee alles vir jou. Wanneer jy dit doen, dan sal jy ervaar. Yes. Dan sal jy daai vryheid ervaar. Ek sal nooit vergeet daai dag toe ek daai gebed gebid het en die Gees van die Here kom oor my nie. En vir die eerste keer in my hele lewe, vir daai 18 jaar wat ek geleef het, ervaar ek hierdie blydskap, hierdie vrede, hierdie oorwinning, hierdie aanvaarding, hierdie liefde. En ek dink by myself, waar was dit my hele lewe lank? Ek het nie geweet dit bestaan nie, totdat ek daai gebed gebid het. Ja. Dis hoekom ek mense wil uitdaag vandag, soos wat jy kyk, soos wat jy luister. Hierdie stories is nie net vir interessantheid daar nie. Ons doen nie hierdie moeite op die radiostasie net dat jy moet entertained wees nie. Nee, hierdie is nie vir entertainment nie, dis vir transformation. Dis vir verandering, want dit sê vir jou dat daar is nou iets wat jy kan doen om die verandering te sien in jou lewe, te ervaar in jou lewe, en daai iets is om Jesus Christus koning van jou lewe te maak. So, ek daag jou uit om dit te doen. Ek het al met mense gepraat wat in dergelike situasies is. En laat ek nie antwoorde het nie. Te veel probleme, te veel verslawing, te veel dinge wat verkeerd is, en dan sê ek vir hulle, roep uit. Roep uit. Dis die belangrikste. En wanneer ek dit doen, en ek kan in hulle oë sien, dat hulle dink by hulle self, het kan nie so eenvoudig wees nie. Het kan tog nie net wees, roep uit, daar moet tog iets wees wat ek moet doen, ek bedoel, ek het soveel sonde, daar's soveel dinge in my lewe wat verkeerd is, het kan nie net so maklik wees nie. Dit is so maklik, want dit is genade. Ja. Dis onverdiende guns, wat jy en ek het. Die Engelse woord praat van righteousness, hy maak jou righteous, dis right standing with God. En dan praat hy van justification. Die woord justification wat baie in die boek van Romeine bespreek word, is just as if you've never sinned.
Dis hoekom 'n tollenaar aan die tafel kon sit saam met Jesus en opspring en sê ek gee helfte weg en ek vergeld almal 7 maal by week gesteel het en gerestoreer kan wees. Baie mense sal kyk na hom en sê nee, maar jy moet eers dit doen en jy moet eers dat doen. Daai restaurasie het gekom van sy eie hartsoortuiging, hy het self besluit. Dis hoekom 'n rower aan 'n kruis kan sê dink aan my vandag. Dis omdat dit by die hart kom waar ons moet uitroep en waar ons moet sê Here, ek wil my hart gee, ja, maar ek wil my lewe ook gee. En as baie mense wat luister en kyk, wat al baie kere daai gebed gebid het, maar nooit die aksie gehad het na die gebed nie. Ja. En dis baie waar wat jy sê, al wat dit van jou kos is om uit te roep. Dit is so maklik. Here vergewe my, help my. Dis 'n uitroep na hom toe. Jy hoef nie eers meer as dit te sê nie. Here vergewe my en help my. En gaan na iemand toe wat jy dalk 'n pad mee kan stap. Of hy stuur partykeer mense op jou pad. As hy mense op jou pad stuur, moenie aan die ander kant toe kyk nie. Want hy het daai persoon gestuur vir 'n doel. Ja, sure. En Anneke, jy het vandag radio toe gekom om vir die luisteraars en die kykers te demonstreer fisies met jou lewensstorie dat daar hoop is, dat daar lewe is en dat daar lewe in oorvloed is, selfs na abortus, na egskeiding, na aanneming, na al hierdie pyn, al hierdie ellende, al hierdie dinge wat hier is daar lewe en lewe in oorvloed. 100%. En is dit nie maar wat ons begeer as mens nie, is om in daai glorie van God te wandel, om in daai blydskap van hom te wandel, om daai heerlikheid te ervaar. Ek bedoel, wat kan hierdie wêreld jou bied? Niks. As ons die dag te sterwe kom, bly alles hier agter. Niks gaan saam met jou nie. Jy kan vir jou al die rykdom en al die skatte op aarde bymekaar maak, maar wanneer jy die dag jou oë toemaak, bly al daai goed agter en wat gebeur? Die mense beklei oor alles. Jy moet vir jou skatte in die hemel bymekaar maak. Amen. Wel, ek weet nie of jy van ons wil afsluit met 'n gebed nie, as jy gemaklik is, dan bid ons sommer ons bid vir die luisteraars en bid vir die kykers. Amen. Abba Vader, dankie vir die geleentheid vandag, net om my storie te kan kom deel. My storie en die glorie wat U dit in verander het. Halleluja. Here, ek bid vandag en ek vra dat as daar enige iemand is daar buite wat luister en net die kleinste saadjie op hulle lewe kon saai, dat hulle voel, maar dit is nou die tyd. Yes. Here, dat U hulle sal aanraak nou, waar hulle ook al is, dat hulle sal uitroep na U toe. Abba Vader, vergewe my. Dit is so maklik, Here, U vergewe ons. Here, raak elke liewe persoon aan wat luister en wat kyk, Here. Dat hulle net sal weet dat U ons Papa Vader is. En U het ons so lief, dat U Jesus gestuur het, om vir ons sondes aan die kruis te sterf, en dat dit klaar volbring is. Dankie vir die liefde, en dankie vir die genade, Here, wat U elke dag aan elke een van ons betoon. Mag ons net uitreik na U toe. Mag ons oë gerig hou op U, en weet dat U ons nooit alleen sal los nie. Ons bid dit in die wonderlike naam van Yeshua. Amen.